Halleluja, goeienaand broers en susters in die huis van gebed. My naam is Ben Arnold, ek hoop dat gaan goed met u en die gesin en die familie. Ja, iemand mag verskoon partymal. Dis goed dat ons bestel het van China af, so partykeer sny die videomasjien my boodskappe af en dan, ja, maar ek glo die Here en ek vertrou op die Here dat alles sal beter gaan. Ja, vanaand het ek net iets op die hart, want ons het so Bybelgroepie wat ons gesels in die aande en goeders. Vanaand was het interessant om te dink in die ou dae hoe die mense regtig waar gebid het, hoe God vir hulle voorsien het en hoe ons vandag se lewe net alles vanselfsprekend aanvaar, weet. Baie maal dink ons dit val net in ons skote, ons hoef nie meer daarvoor te werk nie. Weet, doen ons regtig nog iets vir die Here wat belangrik is. Dink gebed is seker die belangrikste wat daar kan wees, is om vir die Here te sê wat God vir ons beteken en wat die liefde van die Here vir ons is. Weet, daar so baie negativiteit, daar so baie mense wat negatief is, baie mense het moed opgegee langs die pad wat glo dit is nie meer die moeite werd om vast te hou nie. Dis eerder beter om saam met die wêreldstroom te gaan, want as jy 'n werklik ware kind van God is, dan loop 'n mens stroom op, dan loop jy teen die wêreld vas. En dan sien 'n mens dat alles in die wêreld gaan net oor rykdom, wêreldse skatte. En die woord sê tog ons uitdruklik, weet, moenie vir jou skatte op die aarde bymekaar maak nie. Maar kom ons maak vir ons skatte by die Here bymekaar in die hemel. En ja, as ons ook sien hoe God homself prys gegee het in die hemel. Jesus het alles net daar laat staan en afgekom aarde toe as mens. En gelewe as mens vir ons te wys dat jy kan heilig lewe, jy kan streef na nederigheid en sagmoedigheid, want dis wat die Here vir ons sê. Leer van my, ek is nederig en sagmoedig. En dan kan ons ook leer dat Jesus gaan bid het tot die Vader en dat die Heilige Gees ook ingetree het. En dit is so belangrik dat ons die Heilige Gees in ons lewens toelaat, dat die Gees van God kan werk deur ons kan manifesteer. Dat ons nie net kerk toe gaan om kerk toe te gaan, om net nog 'n bank warm te sit nie, maar dat ons eerder opgaan na die huis toe van die Here, om te kan sê, so sê die Here. Weet jy, om te sê, Here, gebruik as 'n instrument in die hande, dat ons opgewonde raak, as dit Sondagmôre is, om in die huis van die Here te kom, opgewonde van die vreugde, en die liefde, en die verlange, na jou medebroers en susters, want dis toch wat die Here vir ons gesê het om te doen, dat ons moet die liefde, die goddelike liefde, wat ons so maklik net laat verbygaan. Weet, dit is so belangrik om die liefde van die Here in ons lewens te hê. Om te sê, Here, hier is ek, leer vir my van die liefde, om lief te hê soos U. Want dit is so baie maklik wat ons sê dankie vir alles. Maar ek dink as ons werklik waar die liefde van die Here in ons hart het, en jy sê dan dankie, dan sê jy heeltemal 'n ander dankie. Weet jy, dan kom uit die hart uit. Dis nie net 'n woord dankie nie, maar dis dankie hier uit by gees uit. Dis amper met alle respek gesê, die Here wat sê dankie. Dankie dat jy 'n kind van my is. Dankie dat jy gehoorsaam is aan my. Dankie dat jy my wil doen. Dankie dat jy van my leer. Dankie dat jy op die weg is wat ek vir jou wys. Dankie dat jy saam met my op die smal pad beweeg. Dankie dat jy my agtervolg. Dankie dat jy voor my voete neerval toe jy my in die grondpaadjie gesien stap het. Dankie dat jy my gevra het om jou te rein en te heilig. Weet jy, die melaatse het by die Here gekom en sê, Here, as jy wil, kan jy my reinig, en die Here het gesê, ek wil. En vanaand dink ek, sal so baie mense wat sê, Here, ek wil 'n kind van die Here wees. En nou hoor ek die Here sê, maar ek wil jou kind van my maak. Weet, ons moet net die deur oopmaak. Maak jou ons hart se deur oop vanmôre of vanaand,
Ekskuus tog vanaand, maar kom ons maak ons harte vanaand oop vir die Here en sê, Here, kom U vanaand in my lewe in. My God, kom vat U oor in my lewe, maak U van my dit wat U wil hê ek moet wees. Nie wat ek wil wees nie, maar wat U wil hê ek moet wees. Dis so belangrik om te wees wat die Here wil hê ons moet wees. Ons almal seker wil miljonêers wees, of whatever. Maar ek bly eerder nederig en sagmoedig voor die Here, en ek beerwe die koninkryk van God. En ek doen dit wat die Here van my verlang, dit wat die Here op my hart lê om te doen. Dit is so belangrik om net gehoorsaam te wees aan die stem van die Here. Hoe kry ons dit reg? Lees die woord van die Here, praat oor die dinge van die Here met mekaar, luister na die stem van die Here. God praat nog steeds met ons elke dag van ons lewens. Ons moet net luister. En ja, ons baie maal, dan sê ons hoor nie die stem van die Here nie, want dit wat jy gehoor het, is nie wat jy wil gehoor het nie. Baie maal wil ons weet, ja, ek kan dit doen. Maar eintlik het die Here gesê, nee, jy kan dit nie doen nie. En omdat jy die nee gehoor het, dan dink jy, die Here praat nie met jou nie. God se tyd is die regte tyd. En dis nou tyd dat ons begin bid. Dis nou tyd dat ons die aangesig van die Here moet begin soek. Dis nou tyd, broers en susters. Daar is nie meer tyd om te speel nie. Daar is nie meer tyd om kerk te speel nie. Dis nou tyd om die Here in sy volheid te soek en sê, Here, hier is ek. Maak vir my instrument in die hande, my God. Maak vir my dit wat U wil ek moet wees. Kom ons gee onsself oor. Ek luister baie na Rooies en dit maak vir my sin wat hy sê. As jy as ouer in sonde lewe, sal jou kinders in sonde lewe. As jy heilig lewe, gaan jou kinders heilig lewe. Dis die voorbeeld wat ons vir ons kinders gee, wat saak maak. Sien jou kinders, laat jy nog bid. Hou jy huis, godsdienst nog met jou kinders. Lees jy nog uit die Bybel uit vir die kinders. Bid jy nog saam met die kinders voor hulle gaan slaap. Is daar so baie dinge wat jy nog doen, wat jy moet doen, wat die Here van jou as ouer verwag. Dit was 'n opdrag van die Here. Vertel die kinders van my. Dit is so belangrik. En kom ons as ouers raak gehoorsaam aan die stem van die Here en ons begin hierdie dinge doen. Weet jy, ons gaan sê wat ons wil, ons kan doen wat ons wil, maar as ons nie 'n heilige lewe lewe nie, kan ons nie verwag ons kinders gaan 'n heilige lewe lewe nie. Maar deur die genade van die Here kan ek bid vanaand en vra, Here, wees daai kinders wat honger en hulle dors en hulle het vanaand. My God, raak hulle aan, laat hulle 'n voorbeeld vir hulle ouers is. Want Here, partymal is dit nodig vir 'n kind om 'n ouer te leer wat dit is om die Here te dien. Partykeer moet ons na die kinders kyk en besef dat dit is wat God wil hê ons moet doen. Amen. Ek dink dis wat die Here vanaand op my hart het, om net te gesê het, dat ons kom by die regte plek uit. Kom ons gee Jesus Christus sy regverdige plek in ons lewens. Kom ons gee die Heilige Gees 'n kans om te werk deur ons lewens. In Jesus heilige